radikaal beteken nie jy moet weird wees nie. Dit beteken om radikaal in liefde te wees. Dit beteken om radikaal in jou navolging van Jesus op al die terreine van jou lewe te wees. Ek en jy as kind van God moet hierdie besluit maak van ek en jy gaan die Here radikaal dien. Ons gaan ons oorgee aan hom. Ons gaan hom volg met alles in ons harte. En Jesus wil jou nog deel van sy storie hê. En jou storie kan 'n God storie wees in 2026. Here, dit is 'n heilige oomblik. Here, is in hierdie tyd wat ons na U toe kom, vermoor in ons harte voor U wil verootmoedig, ons knieë buig voor U, ons hande oplig en sê, U is die groot ek is. U is ons voorsienaar. U is ons redder, U is ons geneesheer. En vermoor het elke lied uitgeroep, U grootheid en ons afhanklikheid van U. En Here, as ons terugkyk, U sê, moenie 'n hand aan die ploeg slaan en terugkyk nie. Maar ons wil terugkyk na 2025, Here. En ek kyk terug en ons kyk terug waardeur U ons gedra het. Ons staan op die eerste Sondag van 2026. Maar Here, alreeds ervaar ons U grootheid, U goedheid, U hand oor ons lewens. En Abba Vader, ons wil nie 'n tree verder in hierdie dag, nie sekonde verder gaan, wat ons nie U vra, wees met ons nie. Here, as ons na ons Johannes 10 vers 10 kyk, wat U gesê het, ek het gekom om lewe te gee, en in oorvloed. Gryp as dit vermoor aan met alles wat ons het, Heer, want U is een wat lewe gee. Here, uit U kom alles, deur U is alles, U het alles geskape. Dankie dat ons vermoere onsself opnuut kan toewy aan U. Abba Vader, wees U met ons. Wees U ons krag, wees U ons sterkte. Rig ons gedagtes na U daarbo, Here. En laat ons nie dan verstrengel raak in die hedendaagse goed nie. Vandag se goed wat ons wil wegvat van U af nie. So bid ek nou dat U met die woord sal gaan, ons harte reeds voorberei vir wat U vir ons wil sê. Bid dit in Jesus naam. Amen. Julle, en dan wil ek vandag met julle praat oor neem jou voor. Neem jou voor. Nou, is baie mense wat sê, ek maak nie nuwejaarsvoornemens nie, ek breek hulle in elk geval. Ek hoor 19 Januarie is amptelik bekend as Skotersday. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek hier by UJR jare terug geswat het, het my vriende gerook, toe ek daar geswat het, en dan sê die ou vir my, vanaand, my laaste sigaret. Vanaand, dan rook hy so 3-4, kyk, hy is skoon naar gerook die arme ou, nee. Maar dan druk hy, dan sê hy, dis klaar. Dan vat hy pakkie Camel, dan gooi hom aan een kant, nee, sê ek rook hom nooit weer nie. Dan sien ek so 3 dae, die ou raak knorrig, en dan sê nee, ek kan nie met myself huishou nie, op 'n weer ou trekkie vat, jy weet, dan is maar moeilik. Daarom wil baie mense nie voornemens maak. Baie mense sê, gaan nooit weer suiker in my koffie drink nie, nooit weer nie. En dan hier by die 1 Februarie is alles verby, dan gaan nou maar weer met die suikertjies in die koffie, nee. Baie mense sê, ek maak nie voornemens nie, ek vat die lewe maar soos hy kom. Maar weet julle, om 'n voorneme te maak, dit hoef nie 'n nuwejaarsvoorneme te wees nie, maar om 'n voorneme te maak, is 'n belangrike ding in jou lewe. 'n Voorneme is om 'n vaste besluit in jou binnemens te maak, om 'n vaste besluit te maak, iets te besluit wat jou op 'n besliste wyse wil bereik. Dis 'n doelwit. Dis iets wat jy oor beslis is. En ons besef, ons is swak, né? En ons het die Here nodig met al hierdie goeters. Maar as ek nie daai vaste besluite maak nie, dan gaan ons lewe eintlik nêrens heen nie.
En ons moet baie keer net daai vaste besluite binne in ons maak, daai voornemens maak. Soms by 'n nuwe jaar, want nuwe jaar is nogal daai tyd wat jy 'n bietjie dink oor jou lewe. Jy dink 'n bietjie, het jy al in 'n mall geloop, 'n vreemde mall, né? En dan kry jy mos 'n kaart of jy's by 'n pretpark of jy's by 'n vreemde plek en dan is daar so 'n plekkie van jy is hier. Jy al gesien? You are here. So pyltjie, dan weet jy okay, ek kan soontoe gaan. Die Hoompie is daar, die McDonald's is daar. Jy kyk dadelik waar jy moet gaan, né? Maar dit help jou om jou te plot, om te sê ek is hier, om 'n realistiese beskouing te hê van waar ek op hierdie oomblik in my lewe is, geestelik, in my huwelik, met my ouer wees, waar ons as gesin is, waar ek finansiëel is. Julle, as daar nou een plek is waar ons onrealisties is dit by ons finansies kom. Nou ons hoop maar net daai boot kom ergens, jy weet. Maar baie keer is ons so onrealisties die manier hoe ons goed aanpak en ons almal is maar skuldig daaraan. Party van ons is net so gedissiplineerd en wys ons bewonder julle. Ons almal is nie so nie. Soms moet ek hier in die begin van die jaar maar 'n nuwe voorneme maak of moet ek die oues wat ek gemaak het net weer uit die kas gaan haal en sê julle, hier is belangrike voornemens. Die Here het met my al gepraat oor hierdie goed. Ek het al hierdie goed gemaak, maar ek het nagelaat om dit te doen. Ek gaan dit net weer die kas uithaal. Bietjie afstof, bietjie weer aan die showcase sit. En dit is belangrik dat dit sigbaar is. Ons lees in Daniël 1 vers 8 dat hierdie man Daniël het 'n voorneme gemaak. Daar staan Daniël het hom voorgenem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. Hy wou nie daai kos eet nie, want dit was 'n afgode geoffer en al daai tipe goed. En dit sou identifisering beteken met 'n heidense godsdienst. Hy het gesê nee, ek wil bietjie my distansie hou en ek wil die God van die Bybel dien. Ek wil my God dien. En Daniël neem hom voor. Hy maak 'n vaste besluit in sy hart. Dis iets wat hy nie verby gaan gaan. Hy het die lyn in die sand getrek en hy het gesê ek gaan hierdie ding op 'n besliste wyse uitvoer. En ons weet wat met Daniël gebeur het. Hy was 'n gewone Joodse seentjie toe hy daar in Babylon aangekom het, toe hy weggevoer is. En hoe die Here hom bevorder het, dat hy later 'n minister geword het, dat hy later tussen leeu's gestaan het en die engel het van die hemel afgekom en die leeu's se bekke toegesluit. En hy was 'n man wat die hand van God op sy lewe beleef het, want eers as 'n jong seun het hy 'n vaste en 'n besliste besluit gemaak. Baie mense dink, ek moet eers deur my jongmenslewe kom en ek moet eers oud en grys en bles wees voor ek 'n besliste besluit maak. Jy maak jou beste besluite in jou jong dae, want dit rig jou hele lewe om die Here te dien. Amen. Ons maak nie eens goeie besluite as ek oud is en ek het al die wonde en klappe van die lewe weg. Nee, ek maak goeie besluite vroeg dat my lewe in 'n besliste rigting in gaan. En ons sien in die lewe van Paulus in die Nuwe Testament, as ons nou na die Nuwe Testament toe kan spring, dat hy 'n ou is wat nogal 'n paar bepaalde voornemens in sy lewe gemaak het. En ons gaan net na 3 kyk vandag wat baie belangrik is. 3 belangrike voornemens en ons moet hom dit nadoen en dit nasê. 3 belangrike voornemens wat hy gemaak het. Die een wat ons moet doen in navolging van hom is, ons moet die volgende sê: my lewensverhaal gaan een wees van radikale oorgawe aan Jesus Christus. Nou, as jy die woord radikaal hoor, dink jy altyd aan hierdie ou wat jy op dan die mall storm en sê, ken jy Jesus? As jy vandag dood gaan jy hemel toe, gaan jy hel toe, né? En die ou is so opgewonde om oor Jesus te praat, die skuim staan so by sy mond, jy weet. En jy nou, ek is 'n kind van Jesus, los my uit, jy weet. Maar radikaal laat ons altyd dink aan 'n weird Christen. Radikaal beteken nie jy moet weird wees nie. Dit beteken om radikaal in liefde te wees. Dit beteken om radikaal in jou navolging van Jesus op al die terreine van jou lewe te wees. En as dit nodig is om 'n ou in die mall te storm en die Heilige Gees let op jou, dan storm jy hom. As die Heilige Gees daai opdrag vir jou gee, né? Daar's 'n ware verhaal van 'n Joodse man wat tydens die Tweede Wêreldoorlog geleef het. En net voor die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, het hy geleef in Duitsland. En hierdie Joodse man se naam was Viktor Frankl. Dit is baie wonderlike verhaal om na hierdie ou se verhaal te luister. En hy was 'n toegewyde Joodse man gewees. En omdat hy 'n geleerde ou was, hy was 'n sielkundige en 'n tipe van 'n neurowetenskaplike, het hy asiel, vlugtelingstatus in Amerika gekry. En hy was so opgewonde om te gaan. En die dag toe hy nou by die ambassade van die VSA kom, sê hulle vir hom, "Ekskuus, net jy kan gaan, hoor. Niemand anders kan gaan, nie jou vrou nie jou ouers nie, net jy kan gaan." En hy het die storie so gekyk, en hy stap huis toe, en by die huis van sy ouers,
was die 10 gebooie so op 'n klip uitgekap teen die muur. En hy het die 10 gebooie so gekyk en hy het by die 5de gebod gekom wat sê, eer jou vader en jou moeder. En hy het besef, in hierdie oorlog getuisterde tyd, kan hy nie sy ouers hier agterlaat nie. Hy kan nie sy ouers hier agterlaat nie. En hy het toe vrywillig na die konsentrasiekampe toe gegaan. Hy het die konsentrasiekamp oorleef, hy was later in Auschwitz, daai verskriklike konsentrasiekamp, en hy het oorleef en hy het 'n boek geskryf, A Man's Search for Meaning. En hy het in die boek gesê dat as jy nie betekenis in die lewe het nie, jy het nie 'n doel om voor te lewe nie, sal jy nie oorleef nie. Hy sê hy het in die konsentrasiekampe dit net te veel gesien. As 'n ou 'n doel het om voor te lewe, as hy 'n rede het om in die oggend op te staan, sal hy oorleef. Maar as ou nie meer sin in die lewe sien en hy het nie betekenis nie, hy het nie 'n doel nie, gaan mense nie oorleef in moeilike en in goeie omstandighede nie. En sy diep toewyding aan die 10 gebooie het gemaak dat hy gesê het, ek bly. Hy het 'n keuse gemaak, hy het sy eie gemaak, sy eie veiligheid, sy eie toekoms opgeoffer en gesê, ek sal eerder hierdie groot besluit maak. En ek en jy as kind van God moet hierdie besluit maak van, ek en jy gaan die Here radikaal dien. Ons gaan ons oorgee aan hom. Ons gaan hom volg met alles in ons harte. En weet jy eintlik wat Paulus vir ons wil leer is, ons gaan nou 'n stukkie lees van hom, is wat hy sê, ek is alles in. Ek is alles in. Jesus se liefdesverhaal, Jesus se reddingsverhaal, Jesus se verhaal het my ingesluk. Ek's ingesluk. Ek is ingesluk. En ek het nie ander keuse nie. Ek wil hom hart en siel net volg met my alles. En waar 'n Christen so besluit maak, neem so 'n Christen se lewe 'n totaal nuwe traject. Waar 'n kerkfamilie so besluit maak, werk God magtiglik in so 'n kerkfamilie se lewe. Die Heilige Gees is daar werksaam. Waar 'n huwelikspaartjie so besluit maak om te sê, ons gaan Jesus met ons alles dien. Ons gaan nie met trots en verwyte en allerlei goeters lewe nie. Ons gaan die Here volg. Daar breek 'n stukkie hemel deur. Ons lees in Handelinge 21 hier van vers 7 af van Paulus wat reis. En dan staan daar in vers 8, en die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het die evangelis Filippus, een van die 7, opgesoek en by hom tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer. Nadat ons reeds 'n paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea daar by ons aangekom. Hy het toe na ons gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie voete en hande daarmee vasgebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene oorlewer. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Toe ons hom nie kon oreed nie, het ons daarin berus en gesê, laat die wil van die Here geskied. En toe het Paulus nou vertrek. En kyk wat gebeur hierso. Paulus sê, ek's alles in. Dit maak nie saak wat my gaan gebeur nie. Hy sê, Jesus se liefde, Jesus se verhaal, sy reddingsstorie het my ingesluk. My verhaal, my lewensverhaal is nie een van halfhartige, lou oorgawe nie. Van halfpad gaan en opgee nie. Ek is in. Ek is nou alles nie die ding en ek is radikaal oorgegee. Ek leef nie vir my gemaklikheid nie. Ek leef nie vir maklike uitweë nie. Ek leef nie vir my eie belang nie. Ek leef vir Jesus. Ek het my voorgenem. Ek het 'n vaste besluit gemaak. Ek is beslis om hierdie doel in my lewe te bereik. Ek het my voorgenem. By my is daar nie 'n ja maar nie. Glad nie. Ek is in. Ek het ingeklim in hierdie ding van Jesus. Hy's my alles. Hy's my lewe. Daar's geen ander pad vir my nie. Nou kom baie mense en ek weet ons almal kom daar in ons lewe en ons almal het dit ervaar. Maar wat as ek die Here ergens in my lewe gemis het? Ek wil so terugkom by daai plek van totale oorgawe, van radikale oorgawe, maar ergens het ek die Here gemis. Daar's goeie nuus vir jou. Onthou jy Moses wat 'n man doodgeslaan het, wat die woestyn in vlug. Ons lees net Eksodus 3 daarvan, en terug 'n bietjie dat hy 'n man doodgeslaan en hy vlug in die woestyn en dan lees ons in Eksodus 3 dat die Here hom op 80-jarige leeftyd weer besoek en vir hom sê, Moses in Eksodus 3 vers 5, trek uit jou skoene,
want die plek waarop jy staan is gewyde grond. In vers 10 sê hy vir hom, daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. Moses het moes gedink het, God se plan met my is verby, ek het 'n fout gemaak in my verlede, maar die Here kom staan weer by hom stil en sê, ek wil hê, jy moet my volk gaan uitlei. Ek soek weer dat jy in my storie inklim. Ek wil hê jy moet weer dat jou storie nie net 'n Moses verhaal word nie, maar dat jou lewensverhaal 'n God verhaal word. Amen. 'n God verhaal word. En dieselfde met Petrus. Jy onthou van Petrus wat die Here verloon 3 keer. En dan lees ons, nadat Jesus opgestaan het, sê Jesus vir die 2 vroue by die graf in Markus 16 vers 7, maar gaan sê vir my disippels en in besonder vir Petrus. En in besonder vir Petrus. En die Here sê vir Petrus daardeur, Petrus, jy's nog deel van my storie. Jy het gefouteer, jy het misluk, jy het geval, jy het gesondig, jy het nie die merk gehaal nie, jy het nie die doel bereik nie. Jy het die toets gedop, Petrus, maar ek het nog steeds 'n plan met jou. Kan ons haleluja sê? En Jesus wil jou nog deel van sy storie hê. En jou storie kan 'n God storie wees in 2026. En op Pinksterdag preek hierdie man en mense kom tot bekering, 3000 kom tot bekering en die Here gebruik hierdie man. En ek en jy moet sê, as die Here vir my 'n opdrag gee en die Here roer my gees oor ietsie, ongeag die prys, ongeag die opoffering, ongeag die moeite, ongeag wat die Here van my vra, ek is radikaal in. My storie gaan 'n God storie wees. My storie gaan 'n Jesus storie wees. Ek is alles in. Ek gaan radikaal aan die Here toegewy wees. Ek gaan anders lief hê, ek gaan anders leef, ek gaan 'n ander mens wees, want ek is in hierdie storie in. Vir my is daar geen ontsnappingsroete nie. Ek het die lyn in die sand getrek. Ek het geen ander keuse nie. Ek is in vir Jesus. Kan ons haleluja in hierdie kerk sê vanmôre? Kan ons die Here lof of in hierdie kerk gee vanmôre? Haleluja. Ons is in vir Jesus. My lewensverhaal gaan nie net een wees, en ons lewensverhaal gaan nie net een wees van 'n lewe oorgegee aan Christus nie. Dit gaan ook 'n storie wees van Jesus het aan hierdie ou en aan hierdie vrou se lewe afgesmeer. Julle onthou Moses klim op die berg en hy kry die 10 gebooie en ons lees daarvan in Eksodus 34. Dis die tweede keer. Onthou die eerste keer dat die kliptafel stikkend gegooi. Toe het hy opgeklim en hy het weer die 10 gebooie gekry en hy het van die berg afgekom. Dan lees ons in vers 29. Toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 plat klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. En dan sien ons Moses praat met Aaron en die leiers in vers 31 en in vers 32. Daarna het die Israeliete nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op die berg Sinaï gesê het. Vers 35. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig totdat hy weer met die Here gaan praat. Want hulle was bang vir die blink op sy gesig en iets het afgesmeer terwyl Moses daar op die berg was in die Here se teenwoordigheid, het daar iets met hom gebeur. God het op hom afgesmeer. En mag 2026 'n jaar wees waar mense kan sien die Here smeer op jou af. Jy gaan nie noodwendig blink nie, maar jy gaan sy karakter hê. Jy gaan doen soos wat hy doen en jy gaan lief hê soos hy lief hê. Maar daar gaan iets in jou lewe wees. Ek het met baie kinders van die Here in my lewe te make gekry. Party kinders van God se lewe is so aantreklik. Hulle leef sulke aangrypende Christelike lewens. Hulle Christelike wandel is so inspirerend. Indrukwekkend man, dit raak jou, nee, dit tref jou. Dis oortuigend. Die Engels het 'n mooi woord van dit is compelling. Dis compelling. Nee, dit vat jou. Want hierdie mense is weerkaatsers van die Here se liefde. Hulle is weerkaatsers van iets wat hulle by God ontvang het. Hulle weerkaats ietsie. Hulle was soos Moses op die berg Sinaï was hulle ook simbolies op die berg Sinaï. Hulle het 'n ontmoeting met die Here gehad en dan lees ons in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 die volgende. Die Nuwe Testament sluit by hierdie gebeurtenis aan en ek lees vir julle uit die Boodskap vertaling. Die Here is Gees. Hy's 'n lewende werklikheid. En niemand het iemand wie se naam in 'n wetboek geskryf staan nie.
Oral waar die gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. En ek en jy moet ons voorneem 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 in 2026 en sê ek kan toelaat dat Jesus aan my afsmeer. Kyk, ons smeer mos af aan mekaar. Mans en vrouens wat lank getroud is, smeer af aan mekaar. Julle, toe ek net getroud is, kon ek beet nie in my lyf kry nie. Nou, vraag vir Alta, waar is die beet? Sy het aan my afgesmeer, nee. Piesangs kon ek in my lyf kry nie. Nou, so 'n piesangslaaitjie en 'n piesangkie is dan baie lekker, nee. Iets het verander. Die manier van doen, hoe ons die huis skoon maak, hoe ons die tuin maak, hoe ons oor finansies dink, hoe ons oor die lewe dink. Dit kom al nader aan mekaar. Ons smeer af aan mekaar. Jy smeer af met wie jy gereeld rondhang, jou vriende, jou mense. Ons smeer af aan mekaar. En wanneer ek tyd met die Here spandeer, dan smeer hy af aan my. As ek tyd in sy woord spandeer, dan smeer hy af aan my. As ek tyd saam met die kinders van God op 'n Sondag spandeer, dan smeer hy af aan my. As ek woensdaagaande omgee groepe toe gaan, dan smeer die Here af aan my. As ek 'n gebedsbyeenkoms bywoon, dan smeer die Here af aan my. Hy smeer af aan my. En dan begin ek iets te weerkaats. Moses was nie eens bewus daarvan hy weerkaats het. Het julle gesien? Hy staan en hy dink, "Kom gooi die ouens my toe met 'n doek." Hy het nie geweet hy skei nie. Hy het nie geweet die heerlikheid van God is op hom nie. En so weet jy baie keer dit is nie op jou nie, maar ons sien dit. Ons sien dit. Ons sien hierdie persoon leef naby Jesus. Hierdie persoon se hart het verander. Hierdie persoon se lewensuitkyk het verander. Sy prioriteite het verander. Sy gesindheid het verander. Want hoekom? Hierdie persoon aanskou Jesus. Hy laat toe dat die Heilige Gees oor hom vaardig raak. Hy laat toe dat Jesus hom volmaak en haar volmaak met die Heilige Gees. En dit word duidelik in die dade wat ons doen. Dis nie net 'n geestelike ontmoeting wat ek met die Here het en dit bly daar in my huis of in die kerk nie. Nee, dit spoel oor. Dit word liefde, dit word praktiese dade. Jou vrou sien dit, jou kinders sien dit, almal om jou sien. Iets in jou het verander. En jy begin 'n besorgdheid kry oor mense om jou. Jy sien skielik mense raak wat in nood is, geestelike nood, materiële nood, kosnood is en jy wil graag iets daaraan doen, want iets het in jou afgesmeer. Die hart van Jesus het jou hart geword. Mag Jesus se hart jou hart wees in 2026. So jou lewensverhaal, mag dit een wees van hierdie toewyding, hierdie radikale toewyding aan Jesus. Wat sê ek alles in, maak nie saak nie, soos Paulus, maak nie saak wat my gebeur nie. Ek's nie hier vir myself nie, ek's hier vir hom. En wat die Here vir my vra, as hy my opdrag te gee in die jaar om vir hom te doen, sê ek, ja Here, ek doen dit vir u. Al vra dit iets van my, al vra dit my persoonlike tyd. En dan mag jou lewensverhaal ook een wees van waar Jesus in hierdie jaar net aan jou afsmeer. Afsmeer. Halleluja. Derde een, die laaste ene. Mag jou lewensverhaal een wees waar jy die oorvloedstaal van God praat. Oorvloedstaal. Die Bybel praat oorvloedstaal. In die eerste plek geestelik. En die apostel Paulus leer ons om dit te praat. Efesiërs 2 vers 3 sê, van wie ons sondige natuur sou ons net soos ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid. En het ons nie net lief nie, hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Dan sê Efesiërs 1 vers 7, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig
aan ons geskenk het. God is 'n God wat ons oorstroom met sy liefde, barmhartigheid en goedheid. Hy gee altyd te veel. God gee altyd te veel. By hom is daar geen tekort nie. Ons kan nooit sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid opgebruik nie. Julle en ons moet 'n kerk wees wat die genade boodskap van Jesus verkondig. Ons moet, as ons met mense werk, moet hierdie oorvloedstaal uit ons borrel en sê, God het jou lief, God het genade vir jou. Soos hy vir my genade gehad het, ek die grootste van alle sondaars, kan hy jou ook help. Natuurlik moet daar tye wees wat ons ferm en streng praat. Die Bybel praat ook so, Jesus praat ook so, waar ons mense moet waarsku oor die komende oordeel en die erns van daai oomblik onder mense se aandag bring. Maar julle, 'n kerk wat net dreig, is 'n arm kerk. 'n Kerk wat net dreig is 'n arm kerk. Nou kom oomblikke dat God ons doorstok kry, regtig, om ons te waarsku, om ons weer op die pad te bring, want soos 'n goeie pa, né? Partykeer voel jy, okay, die Here het my nie weer op pad. Maar ons praat oor die algemeen oorvloedstaal. Want God is genadig. En God is goed. En hy's ryk in liefde. En hy's oorvloedig in sy omgee vir ons. Dis die taal wat ons praat in 2026, kan ons halleluja sê. Ons verstaan die wêreld is boos en verlore, man. Ons weet dit, ons sien dit. Maar die boodskap wat ons praat moet uitnodigend wees. Moet uitnodigend wees en sê, hier is die water van die lewe. Hier is dit. En daar sal oomblikke wees wat ons streng moet praat, ja. Want die ewigheid is nie 'n grap nie. Maar die boodskap wat ons praat is 'n boodskap van liefde en van strome genade uit die hart van God. Halleluja. Ons bely genade, grootheid, goedheid van God. Maar ons bely ook nie swakheid nie. Julle, ons bely nie van, weet nie wat gaan van die kerk word nie. Ons Christene is maar die minderheid en ons gaan dit nie maak nie, hoor nie, duiwels los julle. Ons praat nie taal nie, ons praat Bybeltaal, ons praat oorvloedtaal. Kyk wat sê Efesiërs 1 vers 19, daar staan, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle weet hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. Julle, dis geweldig. Daar's nou 'n krag wat in ons werk. Julle, maar dis wat ons bely, dis wat ons praat. Ja, die lewe is taaf. Die ekonomiese omstandighede is taaf, die werkomgewing is moeilik, maar daar is 'n krag wat in ons werk, wat ons staande hou en wat ons gaan deurdra, en dis wat ons praat. En ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee. Amen. Jesus se krag is nou in ons. Dis ons ervaring nou, nie net eendag en môre en daar ver en 10 jaar van nou af nie. Dis iets wat ek nou beleef. En ons praat nie gebrekstaal nie, van armoedetaal nie. Ons is nie al ewige tekortskieters van, ons het nie genoeg van liefde van die Here, ons het nie genoeg krag nie. Ons het oorgenoeg, want daar is 'n geweldige groot krag wat in ons werk. Party kerk het ek al by gekom, party Christene, nou hoor ek, hulle is te min mense. Daar's te min altyd van alles. Te min, dis net te min, die kerk gaan dit nie maak nie. Dis 'n negatiewe ou looitjie, en die herlewing wag altyd 10 jaar van nou af, en nou is ons in die moeilikheid, want die kerk is nie nou ernstig genoeg met God nie, en as ver in die toekoms gaan die Here herlewing vir ons stuur, maar nou is ons in die moeilikheid. Ons praat nie daai taal nie, want daar staan, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo teenwoordige tyd. Nou. En ons stap by daai krag in. En ons wag nie vir een groot oomblik daar ver in die toekoms nie. As ek môreoggend opstaan, dan sê ek, hoe groot en geweldig is sy krag in my. Dis dieselfde krag wat hy uitgeoefen het toe hy Jesus uit die dood opgewek het. Ons moet oorvloedtaal praat en sê, daar's baie krag tot my beskikking. Ja, die uitdagings is groot. Ek weet nie hoe ek menslik hier deur gaan kom nie, maar God gaan my help in sy krag. Ons bely oorvloed, liefde en barmhartigheid. Oorvloed. Nie al ewige gebrekstaal en tekorttaal en te min en nee. Jesus het opgestaan uit die dood en hy leef hier binne in my hart. Kan ons halleluja sê? Ons praat geestelike oorvloedstaal.
Dis die taal wat ons praat. Dis die taal wat die Bybel sê ons moet praat. Dis wat jou en my lewensverhaal kenmerk. Hierdie oorvloedstaal wat ons praat. Geestelike oorvloedstaal wat ons praat. En ons bid anders. Efesiërs 3 vers 20 sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. By God is daar geen tekort nie. Ons praat nie net geestelike oorvloedstaal nie. Ons praat ook oorvloedstaal ten opsigte van ons daaglikse lewe, hierdie tydelike lewe op aarde wat ons lewe. Julle weet, een sinnetjie wat ek haat, dalk omdat ek armrig groot geword het, is, daar is nie geld nie. Groei geld op my rug. Waar dink jy moet ek die geld kry? Altyd hierdie ding van, ek dien 'n arm God. Ek dien 'n arm God. Ons moet ook leer om ten opsigte van ons materiële en geldelike oorvloedstaal te praat. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Sê bietjie ryklik voorsien. Ryklik voorsien. Dis wat ons praat. Ons het 'n ding in ons huis. Ons sal eerder sê, luister, ons het nie nou die geldjies nie, maar die Here gaan vir ons voorsien. Ons het nie nou geld nie, jy is nie dom nie, jy sien nou. Maar die Here gaan ons help. Hy gaan ryklik voorsien vir ons in ons behoeftes. Wat hy dink ons nodig het, gaan hy vir ons genoeg van gee, oorgenoeg van gee. Nou op hierdie stadium kan ek dit nie bekostig nie. Ons vertrou die Here dat dit moontlik vir ons sal wees in die toekoms. Ons vertrou hom. Praat nie tekort en sê dit gaan nooit moontlik wees en ons ou arm is nie, jy weet. Nee, God kan ook vir my 'n deur oopmaak. Hy kan ook vir my sorg. En hy is die God van meer is genoeg. Kan ons amen sê? As Jesus die visse en die brode vermeerder, dan bly daar baie oor. Net genoeg nou, as 'n paar krummeltjies wat oorbly. Hulle maak 12 mandjies vol van brood wat oorbly. God gee altyd oor genoeg. En dis wat ons gaan bely. Hoe gaan jy jou lewensverhaal skryf? Wat gaan jou lewensverhaal wees in 2026? Gaan dit een wees van so halfhartige oorgawe, so ek dien die Here, maar is maar so ek is my. Ons is nou na 'n kerk as ek lus voel. Of is dit een van Jesus het sy alles vir my gegee? En ek is uitverkoop aan hom. Ongeag die prys en die opdrag. Dis 'n groot ding wat jy moet besluit, né? Dis 'n groot voorneme wat ou maak om te sê, dis my voorneme. My lewensverhaal gaan een wees van 'n aantreklike Christelike leefstyl. Van 'n innooi Christelike leefstyl. Dit gaan inspireer. Dit gaan vir mense wys daar's 'n hoër vlak van Christen wees. Nommer 2. My lewensverhaal gaan een wees, dis die voorneme wat jy maak. Van een waar ek kies dat Jesus gedurig aan my afsmeer. Ek wil meer soos hy word, dag vir dag. 31 Desember 2026 moet ek 'n ander mens wees as wat ek 3 Januarie was. 4 Januarie, né? 4 Januarie vandag was. Ek gaan 'n ander mens wees. Jesus gaan aan my afgesmeer het. Mense gaan hom in my beleef. Hulle gaan sy liefde in my beleef. Hulle gaan hom in my lewe sien. Ek gaan tyd spandeer in gebed. Ek gaan tyd spandeer in sy woord. Ek gaan toelaat dat die Heilige Gees oor my vaardig word. Dat Jesus my volmaak. En nommer 3, ek maak hierdie commitment. Dis my voorneme. Dit gaan 'n jaar wees waar ek nie gebreksdaal praat nie. Ek gaan praat van die oorvloedige genade en rykdom in God. Ek gaan praat van hoe goed hy vir my is, hoe hy my begenadig het. Ek gaan hom loof oor dat hy my uit my in 'n see van liefde gegooi. Ek kan nog kant, nog wal raak, ek weet nie waar ek is nie, is net liefde wat om my is. Net liefde! As ek sien, is dit net liefde, en liefde, en liefde, en liefde, en ek, net liefde, is net genade. As ek kyk, is dit net barmhartigheid. Dis oorvloedig. Nie ou glasie vol vergifnis nie. Jy het in 'n see van liefde ingeval.
En dis wat ek praat. Dis wat ek sing. Dis waar ek bly is. Dis wat ek vir ander mense vertel. Nie net om altyd voor stok te kry van hoe sondig en hoe verkeerd hulle is nie. Daar's tyd daarvoor om dit te doen. En dit is baie keer dringend noodsaaklik om die Heilige Gees te volg om dit te doen en te sê. My lewenstaal, my lewensverhaal gaan een wees van oorvloedstaal, oorvloedstaal, oorvloedstaal. Hy gaan ook vir my voorsien. Ek het krag. Al is die lewe hoe moeilik daar buite. Die lewe is nie altyd maklik nie. Maar hy het beloof sy krag sal in my wees. Hy sal my staande hou. En die duiwel gaan nie die oorwinning in my lewe behaal nie. Jesus gaan, halleluja. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Dis die lewensverhaal. Dis wat Paulus hom voorgenem het om te leef. En mag ek en jy ook dit lewe en sê, dis my lewensverhaal hierdie. Dis my storie. En Jesus nooi ons almal in sy storie in vandag en sê, moenie jou klein storieetjie leef wat net om jouself draai nie. Dis so piepklein. Kan julle dink Daniël het hom nie voorgeneem nie? Dan sou sy klein mens wees nooit deel geword het van die groter God storie van sy lewe nie. Maar daar was 'n dag dat hy gesê het, ek's alles in. En klein ou Daniël, jongman, sy lewe het 'n magtige lewe geword. En hy het 'n groot verskil vir sy God gemaak.